En ons is terug. Ons is in die laaste hoofstuk van ons Bybelstudie in Habakuk. Ek wil jou vra, voordat jy enigstens verder hierdie video kyk, pause, gaan lees Habakuk 3 en kom terug en dan luister saam en neem deel in ons gesprek. Jy kan dit doen in die comments gedeelte en enige vrae wat jy het, asseblief laat dit vir ons. Ons is mos immers 'n leergemeenskap. As jy van hierdie tipe video's hou, gee ons 'n like, 'n duimpie op en subscribe, sodat jy in die toekoms meer van hierdie video's kan kry. Kom ons spring in Habakuk 3 in. Nou, Habakuk 3 begin met Habakuk se gebed. En hierdie gedeelte is Habakuk se reaksie op dit wat ons gelees het in hoofstuk 2. Net om jou te herinner, in hoofstuk 2 het ons die Here se tweede antwoord gekry op Habakuk se klagte. Naamlik dat die Here se plan om die Babiloniërs te stuur om Juda te straf, gaan gebeur. Dit is 'n feit. Habakuk kan nie van dit ontsnap nie. Maar daar gaan 'n tyd kom, wat ons verlede week gelees het, dat die Jode wel gered gaan word van die Babiloniese oorheersing. En dit bring ons by die begin van Habakuk 3. Want in steede daarvan om die Here te bevraagteken, in steede daarvan om te sê, maar Here, hoe is dit moontlik? Hoe kan U hierdie heidense mense nog steeds gebruik om U wil te verkondig en te dra en uit te leef? Aanbid Habakuk nou die Here. En dis nogals 'n redelike swaai van wat ons gekry het in die vorige 2 hoofstukke. Hoekom skielik is dit asof Habakuk aanvaar? Is dit asof Habakuk tot vrede kom wanneer hy hierdie gebed bid? Hoekom gebeur dit? Die enigste rede is, en ons sien dit wanneer Habakuk praat van Teman en Paran en al daai plekke. Want in die verlede het die Here hulle gered. In die verlede het die Here hulle uit die wildernis uitgelei. In die verlede het die Here hulle uit Egipte uitgevat. Maar Habakuk sê ook, Here, hierdie moeilike pad, hierdie ingewikkelde pad wat vir ons voorlê, vol verlies, onthou om barmhartig en genadig te bly. En dan kom ons by sy lyf, die lyf van die gebed wat hy bid. En hierdie gebed kan ons in 2 gedeeltes opverdeel. Die eerste gedeelte is 'n teofanie. Nou vra julle vir my, Hannes, maar wat is 'n teofanie? 'n Teofanie is net doeteenvoudig die verskillende maniere waarop God homself openbaar het deur die loop van die geskiedenis. Okay? In Habakuk is dit baie duidelik en baie maklik om raak te sien. Wanneer die Here homself openbaar as 'n krygsman vanaf Teman en vanaf die berg Paran, hy is hierdie krygsman wat op 'n perdekar ry en net die nasies verwoes. Lees ons verder aan, ek dink in vers 12. Hy is hierdie magtige heerser wat die natuur onder hom onderwerp. Jy kry hierdie skrikwekkende beeld van die berge wat verbrokkel wanneer die Here daar verbystap en wanneer die pessiekte hom vooruitgaan en pla hom agtervolg.
Nee, dis hierdie skrikwekkende beelde van God se mag en van God se krag en dan nou om te sê hoe God homself dan nou uiteindelik openbaar. En dan die laaste beeld wat ons kry in verse 13 tot 15 is hierdie Messias beeld wat ons amper kry. Die Here is hierdie soldaat, hierdie warrior wat gaan kom en sy volk van ballingskap bevry. Dit is wie God is. Dit is hoe Habakuk God opsom. En dan kry ons 'n introspeksie. Nee, dan gaan kyk Habakuk na homself. En vra hy dan nou die vraag. Nee, al sou die vyeboom nie bot nie, al sal jou lyfbome misluk, al sal die oes misluk en die beeste doodgaan, nogtans sal ek jubel in my God, nogtans sal ek my verheug in die Here. Ten spyte daarvan om te rou oor wat gaan gebeur, besluit Habakuk om eerder vreugde te vind in die Here, eerder staat te maak op die Here, eerder te vertrou in die Here. Verlede week het ons vir mekaar gesê, geloof is hierdie vaste vertroue, dat iemand by jou is, dat die Here by jou is, ten spyte van die situasie rondom jou, wat so lyk. En dit is wat Habakuk sê. Hy sê, ten spyte van die seer, ten spyte van die swaar kry, ten spyte van die onderdrukking, lê my vreugde nie in my omstandighede gesetel nie, maar lê my vreugde in die almagtige Vader. Sy geloof is dus nie in die huidige omstandighede nie, maar is op God. Wys na die Here toe, maak staat op die Here. Hierdie krygsman, hierdie persoon, hierdie God wat beheer het oor die natuur in sy totaliteit, van die dood dwarsdeur tot by die berge. Hy sluit af dan te sê, maar weet jy, God is aan die stuur van sake. God is in beheer van die wêreld. En dit bring ons by die einde van Habakuk. En dan sien ons, wanneer ons Habakuk lees, dat daar 3 bewegings is wat plaasvind. Die eerste hoofstuk is hierdie verwarring. Here, hoekom? Hoekom vind hierdie morele verval plaas in Juda? Hoekom lyk dinge so sleg? Wanneer gaan U optree? Ek dog U is in beheer van die wêreld. En dan, wanneer die Here hom antwoord en hy nie tevrede is met die antwoord wat die Here gee nie, en sê, maar ek sal wag totdat jy vir my 'n antwoord gee. Ek sal reg wees totdat U vir my sê wat gaan gebeur, totdat daar redding kom vir my volk en my mense. Ek sal op my wagtoring staan. En dan kry hy die antwoord. 'n antwoord wat sê, maar daar gaan nog swaar kry wees. Daar gaan nog ellende wees. Daar gaan nog pyn wees. Maar dan verklaar Habakuk sy geloof. Nogtans sal ek jubel in my God. Nogtans sal ek staat maak op hom in my ellende en in my swaar kry. Dit is Habakuk. Dit is wat hy ons kom leer. Dit is wat hy ons kom wys. Mag
hierdie boek jou inspireer in jou swaar kry, maar ook in jou goeie tye. Mag die profeet saam met jou stap, en mag die Here jou voete lei. Amen.